Wanneer ons stemme in aanbidding verhef, sing ons nie net lofsange nie, maar ons verklaar die Here se teenwoordigheid en sy mag in ons lewens. Amen. Amen! Hierdie tema vir die naweek, as julle nou nog nie agtergekom het nie, is heilig vir ewig. En dit is gebaseer op Openbaring 4 vers 8. Ek lees vir julle. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was, wat is en wat kom. Amen! Wim? Ons spreker vanaand het nie baie verdere bekendstelling nodig nie. Dis Arnold de Wet, kom ons gee hom weer 'n hand. Van die ouer garde hier sal nou weet wie is oom Jan de Wet. Wie van julle ken vir oom Jan de Wet, die sanger? Nou kan julle sien hoe slaan die talente in die familie terug. En ja, soos ek voorheen gesê het, ek het Arnold klaar bekend gestel en ek wil graag vir Wim vra om net vir Arnold in gebed op te dra. Onse Heer en Hemelse Vader, Here, ons staan in gereedheid om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, ek lê my hande op Arnold, Here, en vra dat U hom sal lei. En dit wat hy sê, Here, dat dit uit U troonkamer sal kom, uit U Vader hart, Here. Dankie, Here, dat U hom gebruik. Dankie, Here, dat hy 'n instrument is in U naam. Here, ons vra dat U hom sal seën, dit wat hy wil sê. Here, dat dit harte sal aanraak. Here, en ons gee U al die eer vir wie hy is. Holy, holy are you, Lord God. Holy are you, Lord God. Here, jy is so welkom in ons midde. Dankie, Arnold. May you be blessed. Baie dankie. Amen. Baie dankie julle. Daai was nou nogal special geweest. Ek moet sê, dit is moeilik baie keer om te sing, as jy nie die ouens kan hoor terugsing nie, maar op 'n stadium te kommendeer, al is ons in die buitelug, so ja, ek dink jy kan vir jouself ook 'n handeklap gee, well done. Well done. Nou, ek wil net gehoor, is daar enige Engelse mense hier vanaand? Ek wil net double check. Any English people? Oh, sterkte. Nee. Ek gaan probeer om so, ek sal die versies in Engels lees. Ek sal probeer om so 'n bietjie Engels te praat. Maar ek weet oral waar ek gaan, as ek 'n Engelse liedjie sing, is daar altyd een oom wat vir my kwaad is. Ek weet nie of daar so 'n oom hier vanaand is nie. Maar nou vir daai oom wil ek net sê, oom, ek is soos jy. Ek het ook gedink ons gaan Afrikaans praat in die hemel eendag. Is daar van julle wat dink ons gaan Afrikaans praat in die hemel eendag? Okay, nou ek het so gedink, totdat ek die storie gehoor het, van die 3 ouens, wat dood gegaan het, en toe gaan hulle hemel toe, en hulle staan toe daar by die hek en wag. En terwyl hulle daar staan en wag om by die hemelse hek in te gaan, toe begin hulle nou redeneer onder mekaar. Jy weet, wat se taal gaan ons nou praat as ons ingaan in die hemel in?
En is natuurlik die Fransman en die Duitser en die Engelsman gewees. En die Fransman begin en hy sê, "My brothers, I'm very sorry, but we all know that French is a very romantic language, and you know, the French people, we have a certain je ne sais quoi, you know. And if God is a God of love, then it only makes sense that we're going to speak a beautiful language like the French." Oui. En die Duitser sê, "Nein, das ist nicht gut. God is a God of order. And the German people, we bring the order in the world. Therefore, we will speak German, jawohl." En die Engelsman staan so en hy vryf sy baartjie so en hy kyk so vir hulle en hy sê, "Pardon me, mates. Should I remind you that we're speaking English right now? English is the most universal language in the whole world." En terwyl hulle so praat, kom maar Engel deur die hek en hy check hierdie 3 ouens so en hy sê, "Doe me lang, go fella. Klok aan maar na bakkie so en hy. So vir daai oom wil ek net sê, oom, you never know. You never know. Okay. Dan is daai oom nog meer kwaad vir my. Alright. Ek wil hê ons moet, as jy 'n Bybel het en jy kan nog in die aand sien, na ek 40 geslat het, kan ek nie meer in die aand sien nie. Ek weet nie van jou nie. Maar ja, as jy bid, dan kan jy bid vir my oë. Maar ons gaan blaai na Matteus hoofstuk 13 toe. Matthew chapter 13. And verse 44. I'm only going to read one scripture. It says, "The kingdom of heaven is like a treasure." Everybody say treasure. "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over this treasure, he went and he sold everything he had, and he buys the field." Imagine, jy gaan stap 'n draai daar agter 'n boom, en jy sien iets blink, en jy besef, jy het nou net op die kreerrande afgekom, hierso, op hierdie stuk veld, hierdie stuk grond. En die Bybel sê, as jy slim is, dan sal jy alles verkoop, sodat jy hierdie grond kan koop, sodat jy daai kreerrande kan hê. Maak dit sin, wat die Bybel sê. Nou die Bybel sê, die koninkryk van God is 'n skat. Die Bybel sê, die koninkryk van God is 'n skat. Arnold, wat is die koninkryk van God? Jesus sê in Lukas 17, die koninkryk van God is binne in ons. Hy sê, Paulus skryf in Romeine 14, dan sê hy, die koninkryk van God, the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Met ander woorde, dis iets wat hier binne gebeur. Dis as jy die teenwoordigheid van God in jou lewe op 'n tasbare manier beleef, dan het die koninkryk van God in jou kom bly. Kan ek hoor amen? As jy wedergebore is en jy is vol van die Heilige Gees, en ergens is daar 'n aanraking tussen die Heilige Gees, hoofletter G, en jou gees, kleinletter G, dan het jy die koninkryk van God ontdek. En vanaand wil ek vir jou sê, as jy die teenwoordigheid van God geproe het, dan proe niks anders ooit weer dieselfde nie. Ek wil dit weer sê. As jy die teenwoordigheid van God geproe het, dan proe niks anders, ek wil net hierdie terugskryf, anders gaan jy heeltyd nervus wees, vir hierdie plugs wat hier is. As jy die teenwoordigheid van God geproe het, dan proe niks anders ooit weer dieselfde nie. Jy het die skat van die wêreld ontdek. Een paar jaar terug ry ek in die suide van Israel. Ons is op 'n toer. As jy ooit in Israel was, dan sal jy weet, in die woestyn, in die suide van Israel, is daar 'n plek met die naam Timna.
En in Timna is daar 'n replika van die tabernakel van Moses. En ons het soontoe gery en ons is daar in, en jy is daar in die buitehof in, en dan is daar die altaar waar die offers gebeur, en dan gaan jy in die binnehof in, en dan op 'n stadium kom jy by die allerheiligste. En as jy by die allerheiligste staan, dan is daar 'n pop, 'n mannequin, 'n pop, wat die hoëpriester verteenwoordig. En hy het die efod aan met die 12 stamme van Israel, maar op sy kop is daar 'n kroon, wat sê, Kadosh la Adonai, holy unto the Lord. Dis wat dit beteken, dis Hebreëus. Met ander woorde, die hoëpriester op sy voorkop het gesê, ek is heilig vir die Here. En ek klim op die bus, en ek sê vir my Hebreëse toergids, want hy kan nogals goed Hebreëus praat, ek sê vir hom, Sir, I've learned some new Hebrew words today. Hy sê, what did you learn? Ek sê, I learned this phrase, Kadosh la Adonai. Hy sê, no. Ek sê, what do you mean no? Hy sê, anything is Kadosh. Ek sê, sir, I don't understand. Hy sê, anything is Kadosh. En ek besef in daai oomblik, hierdie ou praat beter Hebreëus as ek. So hy verstaan iets van Hebreëus, maar ek verstaan nie wat hy vir my sê nie. Ek sê, please sir, you have to explain to me. Hy sê, it's simple. If something is a treasure to you, if something is very special to you, that thing becomes Kadosh. En ek begin dink aan, in Afrikaans sê ons dieselfde. Ek is heilig op my bakkie. Ek is heilig op my vrou, ek is heilig op my gitaar. As iets 'n skat vir jou is, dan sê jy, ek is heilig op dit. Hoekom? Want vir jou het dit Kadosh geword. En ek ry daar weg en vir die eerste keer in my lewe gebeur daar 'n shift in my kop. Want ek het groot geword in 'n kerk waar ons gesing het, heilig, heilig, heilig. En dan kom die pastoor op en dan sê hy, ons moet heilig wees. Trek jou sokkies op en probeer harder. En vir jare het ek probeer om my sokkies op te trek. En ek het harder probeer en ek het op my tande geknars. En in my kop het ek gesien, daar is God, hy's ver, hy's heilig. En hier is ek is 'n sondige mens. En in God se heiligheid was daar amper hierdie vrees van Here, ek is nie goed genoeg nie, wat gaan 'n heilige God met my doen? En ek ry daar weg en ek besef vir die eerste keer in my lewe dat dit nie is wat die Bybel sê nie. Wat God sê as hy sê, wees heilig, dan sê hy, hey, jy is die skat van my hart. En ek wil die skat van jou hart wees. Ek wil jou nie deel nie. Ek wil jou vir myself hê. Maak dit sin wat ek sê vanaand? En ek ry daar weg en ek sing, holy, 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 ek luister dit in my ore. En trane loop van my wange af, want vir die eerste keer besef ek, heilig gaan nie oor hoe perfek ek probeer wees nie. Dit gaan oor ek wat 'n skat gevind het. En daai skat is die teenwoordigheid van God, wat vir my lief is. En vanaand wil ek vir jou sê, as jy sy teenwoordigheid geproe het, het jy 'n skat gevind. En dit sal jou verander vir die res van jou lewe. Ek was 'n Bybelskoolstudent, ek het net met Bybelskool klaar gemaak. Ek was gedoop, ek het in tale gebid, ek het vir bevryding gegaan. Maar dit het gevoel asof ek nog nie daai belewenis gehad het met God se teenwoordigheid, wat ek gehoor het ander mense van praat nie. En ek onthou eendag, dit het opgebou in my oor maande. En eendag het ek na my pa se huis toe gegaan, hy was op vakansie. En ek was alleen by sy huis en ek het op sy mat gaan kniel. En ek het gesê, Here, ek gaan nie van hierdie mat af opstaan, van my knie af opstaan,
totdat ek nie 'n ontmoeting met die teenwoordigheid van God het nie. En ek het op my knieë gegaan en ek het begin bid, en ek het begin worship, ek het worship musiek aangesit, en ek het my aandag na God toe gedraai, en ek het hom net begin aanbid. En ek het hom net begin vra, Here, kom naby asseblief. Ek weet in teorie U is by my, ek verstaan dit, maar ek kort 'n bewuswording van die Heilige Gees. Ek kort 'n bewuswording van U teenwoordigheid. Ek wil intimiteit met U Heilige Gees beleef. En ek het op my knieë gegaan en 'n uur en 'n half later het ek opgestaan en herlewing het in my lewe uitgebreek. Want ek het 'n ervaring met die Heilige Gees en met die teenwoordigheid van God gehad. En daai dag het ek 'n skat ontdek. Ek het iets ontdek wat gemaak het dat ek nooit weer enigiets anders wil hê bo dit nie. Maar daar was 'n probleem, vriende. Die probleem was, ek was verslaaf aan pornografie. En so hier was ek, 'n pastoortjie, 22 jaar oud. Ek het die skat van sy teenwoordigheid ontdek. Ek het sy heerlikheid beleef, maar ek was verslaaf aan pornografie. Het jy geweet dis moontlik? Amen, pastoor. Het jy geweet dis moontlik? Hier is die vrouens die hoef nie bang te wees nie. En vir maande het ek rondgeloop en ek het geworstel, want aan die een kant het ek hemel, maar aan die ander kant is ek 'n slaaf van hierdie sonde. En die worstel in my het al hoe groter en al hoe groter geword. En op 'n stadium moes ek 'n besluit maak, Here, gaan ek wegdraai van U teenwoordigheid af? Want dit voel te moeilik om hierdie na te jaag, terwyl ek verslaaf is aan hierdie sonde. Die tension in my is te groot. En ek onthou, eendag was ek by 'n manne biduur daar in Hartbeespoortdam, by my kerk, klomp manne saam. En daai aand het ek net gevoel, ek kan nie meer, maar dit het gevoel asof ek 'n leuen lewe. Ek het gevoel, Here, ek kan nie meer hierdie leuen lewe nie. En terwyl ons bid, het ek my hand opgesteek en gesê, manne, ek het nodig om met julle te praat oor iets. Ek is verslaaf aan pornografie en seksuele sonde. Onthou, ek het gepreek in daai kerk. Ek het gedink hulle gaan my die kerk uitskop. Maar dit was oukei, want ek wou net van hierdie spanning in my ontslaa raak. En ek het gesê, Here, ek gee nie om wat gebeur nie. Ek moet hierdie in die lig inbring. En ek bely daai sonde voor daai mans, en hulle lê hande vir my op, en hulle begin vir my bid. En hulle begin profeteer oor my. En ek is al weg, en ek sê, wel Here, nou sit in die lig. Dit voel soos 1000 kilogram wat van my skouers af is. En hulle het my nie in die kerk uitgeskop nie. En 2 weke later loop ek in my pa se sitkamer en ek hoor 'n stem wat met my praat. En daai stem sê vir my so duidelik asof iemand hier langs my staan, sê vir my, Arnold, vandag is jy vry. En ek kon voel hoe daai ding oor my lewe breek. As jy ooit 'n slaaf was vir een of ander iets, dan weet jy daar's 'n kompulsiewe krag agter daai ding. Jy sondig nie net nie. Die Bybel sê daar's goed wat jou wil vasbind. Hy wat sonde pleeg word 'n slaaf van daai sonde, sê Jesus. Dis nie net iets wat ek doen nie. Dis iets wat my vasbind. En daai dag voel ek hoe
die Here my kom losmaak. En tot vandag toe, is meer as 20 jaar later, tot vandag toe, vry. Amen. Nou vanaand wil ek vir julle sê, mighty men, ek het nie vry gekom, omdat ek my sokkies opgetrek het, en op my tande gekners het nie. Ek het vry gekom, want ek het 'n skat ontdek. Ek het vry gekom, want ek het iets geproe, wat beter proe, as enige iets anders. En vanaand wil ek vir jou sê, dat daar's iets wat jy kan proe, wat jou lewe vir ewig sal verander. En dis die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En weet julle wat, ons kom en ons sing 3 of 4 liedjies, we are not even scratching the surface. Daar's dieptes in die fontein van God wat jy kan beleef. En as jy bereid is en as jy braaf genoeg is om dit te soek, sal God dit vir jou gee. Maar ek wil jou waarsku vanaand, dat as jy dit geproe het, gaan niks anders ooit weer dieselfde proe nie. Want as jy dink, laat ek eerder nie dit sê nie. Daar was 'n vrou, haar naam is Lisbie Visser. Het julle al gehoor van haar, Lisbie Visser? Sy is ook 'n gospel sangeres. Lisbie Visser was vasgevang in 'n kar wat gebrand het. En gelukkig het sy nie doodgebrand nie, maar sy het brandwonde reg oor haar liggaam gehad. En vir weke en weke het sy gelê in die hospitaal. En sy sê dit was die mees intense pyn, want jou senuwees brand weg. Maar kan jy imagine, jy lê in 'n hospitaal en van kop tot tone is jy verbrand. Maar Lisbie Visser sê dit op radio. Sy sê, in daai tyd het ek die teenwoordigheid van God beleef en die nabyheid van die Heilige Gees beleef, soos ek nog nooit in my lewe beleef het nie. Nie voor dit nie, ook nie weer na dit nie. En dan maak sy hierdie stelling. Sy sê, partykeer wens ek kan teruggaan na daai hospitaalbed toe, sodat ek weer daai intense teenwoordigheid van die Here kan beleef. Wat is dit in die teenwoordigheid van God, wat maak dat iemand eerder in 'n hospitaalbed wil gaan lê, met brandwonde? Hoekom? Want dit proe soos niks anders proe nie. Daar's iets in die teenwoordigheid van God, wat gemaak het, dat mense bereid was, om dood te gaan vir dit. As jy ooit die storie van Petrus, onthou julle Petrus in die Bybel, wat visies gevang het? Onthou julle hom? Just guys, voel asof ek vir myself preek hier, hallo, is julle daar? Onthou julle vir Petrus? Petrus vlug uit Rome uit, want hulle is besig om Christene dood te maak in Rome. En hy vlug daar uit. En terwyl hy uit Rome uitstap, kom Jesus voor hom met 'n kruis verbygestap. En hy stop en hy sê, Jesus, waarmee is jy besig? En Jesus sê vir hom, Petrus, ek is op pad terug na Rome toe om weer gekruisig te word. En in daai oomblik besef Petrus die visie wat hy gekry het, sê vir hom dat die Here hom roep om terug te gaan Rome toe. En dat hy 10-10-1 gekruisig gaan word. Maar die teenwoordigheid van God gaan saam met hom wees. En hier is Petrus, hy is op pad soontoe. En in 'n oomblik besef hy, wow, die Here se teenwoordigheid is daai kant toe. En wat doen Petrus? Hy draai om en hy loop terug Rome toe en 'n ruk later vang hulle hom en hulle kruisig hom onderste bo. Wat is dit in die teenwoordigheid van God
wat maak dat mense eerder sal sterf, as om sonder die teenwoordigheid van God te wees. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here het al vir my huise gegee, in sy teenwoordigheid. Ek kan julle stories vertel. Die Here het al vir my karre gegee, verniet, mahala. Die Here het vir my 'n vrou gegee, die Here het vir my kinders gegee, toe die dokters gesê het, nee. Die hoeveelheid goed wat God my gegee het uit sy teenwoordigheid uit. Antwoorde, luister, ek het bankrotskap in die oë gestaar, maar die teenwoordigheid van God, as jy hom soek, sal vir jou die antwoord gee. Maar vanaand wil ek jou sê, ten spyte van dit wat ek gekry het in die teenwoordigheid van God, is die teenwoordigheid van God die prys. Nie dit wat jy kry uit sy teenwoordigheid uit. Kan ek dit weer sê? Wat jy kry uit die teenwoordigheid van God uit, is nie die prys nie. Die teenwoordigheid van God is die prys. Nou jy staan hier vanaand, of jy sit hier vanaand, en jy sê vir my, Arnold, ek weet nie hoe om die teenwoordigheid van God te soek nie, ek weet nie hoe om dit te beleef nie. Vanaand wil ek vir jou sê, volgens die Bybel is dit baie maklik. Jy moet net een ding doen. Jy moet dit begeer. Want as jy dit begeer, gaan jy dit soek. En die Bybel sê, as jy dit soek, gaan jy dit vind. As jy dit hard genoeg begeer, sal jy klop. En sal jy vra. En sal jy soek. En as jy soek, sal jy dit vind. Lukas 11, ek dink is 9 of 11, kan nie onthou nie. Dit sê, klop, soek en vra. En as jy aanhou dit doen, dan sal die Here vir jou die Heilige Gees gee. Dit staan daar. Amen. Maar dan, as jy dit soek met jou hele hart, gaan jy agterkom dat daar goed is in jou hart, wat struikelblokke raak, tussen jou en die teenwoordigheid van God. Ons almal ken ons die Onse Vader hierso. Ons almal ken die Onse Vader, né? Ons Vader, kom ons sê dit vir die Engelse mense, Our Father, which art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give me this day my daily bread. Forgive me my sins as I forgive others. Do not lead me into temptation, but deliver me from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Alright, so julle almal ken dit. Die probleem is, meeste van ons stop daar by Amen. Terwyl die volgende versie, kan julle daai versie opsit asseblief, Matteus 6. Die volgende versie, vers 14, sê for. Nou kan julle almal net sê for asseblief. For, dis nou nie 4 nie. Dis for. As jy lees for in die Bybel, dan beteken dit, alles wat voor hierdie gebeur het, kom tot op 'n punt neer, en hierso is die punt. Dan sê Jesus, for, if you forgive men their trespasses, your Father will forgive you. If you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you. Okay, guys. Wat sê Jesus? Want sy disippels vra hom, leer ons om te bid, leer ons om hierdie connection met die Vader te hê, leer ons om hierdie teenwoordigheid, hierdie krag van God in ons lewens te hê. En hier kom Jesus, en hy praat met hulle oor vergifnis. Nou hoe pas vergifnis en bid, Here, ons verstaan nie. Dis baie maklik, mense. Wat Jesus hier sê is dit, wat jy bid, is nie so belangrik, soos wat aan jou hart aan die gang is nie. Kan ek dit weer sê? Wat jy bid, is nie so belangrik, soos dit wat in jou hart aan die gang is nie. Ek wil vanaand vir jou sê, as jou hart vol bitterheid en haat en onvergifnis is, gaan jy sukkel om te bid. Sê net een persoon amen asseblief. En die Here het vir my 5 goed gewys, wat ek vanaand oor wil praat, en ek is eintlik klaar.
Nommer 1, bitterheid, haat en onvergifnis. Jy kan nie sê, Here, ek wil intimiteit met U hê, maar jy haat jou broer, en jy vergewe nie mense nie. Dis soos my tienerdogter wat sê, sy luister vir my, maar dan sy op sosiale media op haar foon. Haar aandag is hierso. Ek weet hoe daai werk, een oor in, ander oor uit, het een van julle tieners, enige iemand, alright. So jy weet het werk, is dieselfde. As jy dink jy en die Here gaan 'n ordentlike gesprek hê, maar jou aandag is hier by, wat het my broer gedoen, en wat het daai een teen my gedoen, en ek hou nie van daai ou nie, en daai ou is lelik, en daai ou dit, en daai ou dat. As jou aandag hier is, en jy dink jy gaan hierdie kanaal oop hê tussen jou en God, dan maak jy 'n fout. Die tweede ding wat die Here my wys, is skuldgevoelens. Daar's van julle hier wat met soveel skuldgevoel in jou hart rondloop, dat jy sukkel om te bid. Jy sukkel om die Here te aanbid. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here Jesus het 'n baie duur prys betaal, dat jy nie met skuldgevoelens rond hoef te loop nie. Nommer 3, geestelike perfeksionisme. Geestelike perfeksionisme is daai ou wat, sodra hy begin bid, dan dink hy aan wat hy moet doen. Dis al enige sikkes hierso. Ek is nogal so. Sodra ek begin bid, dan dink ek, sjoe, miskien moet ek daai beter doen, en miskien moet ek meer van dit doen, en miskien moet ek meer van dat, en Jesus, ek het nou nie hierdie goed genoeg gedoen nie, en sjoe, ek weet nie of die Here my gaan aanvaar nie. Luister vir my. Die Bybel sê, jy moet eers in die teenwoordigheid van die Here inkom, en dan sal jy vrug dra. Johannes 15. Jy het nodig om te kom, en net te wees, soos 'n kind op sy pa se skoot. Aanvaar, nie vir wat jy gedoen het nie, maar vir die feit dat hy jou seun noem vanaand. En van daar af sal die Here van self vrug in jou lewe bewerkstellig. Die vierde ding is 'n kritiese gees. Daar's mense wat vanaand hier sit, en van die begin van die aand tot die einde van die aand sit jy daar, en al wat jy doen is oordeel. Jy probeer dink, hey, wat sê hierdie snotkop laaitie nou vanaand? Wat weet hy nou eintlik? Ja, hy het daai skrifgie soveel verkeerd gesê, en hy dit, ja, maar wat van dit, en wat van dit? Jesus praat met die kerk in Openbaring, en dan sê hy vir hulle, julle is krities op julle broers, en as gevolg van dit, het julle eerste liefde verloor. Eina amen. Party van julle is self aangestelde polisiemanne in die koninkryk van God. Ek wil vanaand vir jou sê, daar is nie so job description in die Bybel nie. Die Bybel sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy na almal se splinters wys. Daar's van die mense wat hier sit, wat professionele splinteruitwysers is. En ek praat nou nie net van jou skoonma nie. Moenie die Bybel polisie word nie. Want Jesus het gesê, sodra jy dit doen, verloor jy jou eerste liefde. Ek ken 'n oom, daar was herlewing in sy lewe. Maar hy het 'n kiek uit dit gekry om pastore en predikante verkeerd te probeer wys. En oral waar hy gaan, het hy gesê, binne 5 minute sal ek jou sê of hierdie 'n ware man van God is of nie. En op 'n dag gaan hy na 'n baie bekende pastoor toe. En die pastoor vra, hulle moet hulle sondes bely. En hy staan daar, hy sê, Here, ek het niks om te bely nie. Nou my maat, as jy daar kom, dan moet jy weet, jy en jou skoonma is een. Julle is een en dieselfde. Jy is so goed met foute uitwys.
En hy sê in daai oomblik verskyn Jesus aan hom. En Jesus praat met hom. Maar Jesus praat skrif met hom. Hy praat uit Openbaring 2 uit. En hy sê, ek ken jou werke, Hendrik. Dat jy die haat wat sê, hulle is apostels, maar nie is nie. Maar hierdie het ek teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. En hy sê, sy hart breek daai aan, want hy besef, vir 15 jaar het hy gedrink by 'n fontein. Maar in sy eie woorde het hy dit so gesê. Hy het gesê, dit was soos om sand uit die woestyn uit te probeer drink en om te dink, dit gaan my dors les. 'n Kritiese gees gaan jou slim laat voel, maar dit gaan jou nie die teenwoordigheid van God laat beleef nie. En vanaand wil ek vir jou sê, laat gaan van jou kritiek van ander, sodat jy die skat kan ontdek. Dis die teenwoordigheid van God. Die laaste ding, ek is klaar. Waar's Enry? Laaste ding is vrees. Party van ons is so bang om 'n geestelike ervaring te hê. Ons is so bang as ons hande opsit en ons sien die ou langs ons met sy hande op en die trane wat van sy oë afloop. Ons is so bang dat ons maak onsself toe vir die teenwoordigheid van God. Vanaand wil ek vir jou sê, is eintlik baie eenvoudig. Manne, wees braaf. Wees braaf. Wees net braaf. Ek onthou ek was in Israel. Hierdie een is vir jou, Steven. Ek was in Israel gewees. En ons is op die toerbus. En daar is 'n ou. Nou ek praat met hierdie ou, ek share met hom al hierdie wonderlike goed wat God in my lewe doen. Ek het nooit gedink om vir hierdie ou te vra, wat is jou kerk agtergrond? En toe ons by die See van Galilea kom, toe sê hy vir my, Arnold, môre is ons by die Jordaanrivier, sal jy my doop, asseblief? Ek sê, wil jy weer gedoop word, maar net in die Jordaan? Hy sê, nee, ek was nog nooit gedoop in my lewe nie. Ek sê, nou, hoe so? Hy sê, nee, ek kom eintlik uit die Dopperkerk uit. Ek het nog nooit, jy weet, en as ons verby die AGS kerk ry, dan sê ek altyd vir my seuns, dan sê ek vir hulle, julle moet pas op vir daai mense. Daai is die krokodilkerk. Want as hy jou vat, dan sleep hy jou af water toe. Dit was vir hom vreemd, en hy was bang vir dit. Maar die Here het in sy hart kom werk in Israel. En die volgende oggend doop ek hom in die Jordaanrivier. Ons het omtrent 15 mense gedoop. En toe ek terugkom op die bus, toe sit Lukas daar, sy naam is Lukas. Trane wat by sy oë afloop. Ek sê, Lukie, is jy okay? Hy skud sy kop net so, hy sê, jy verstaan nie. Ek moet nou vir my kinders gaan sê, dat papa ook 'n krokodil is. Ek is eerder 'n krokodil, wat die skat ontdek het. As wat ek hier sit en ek draai macho lyk vir 'n ou wat nie eens oor my worry nie. Kom ons staan op ons voete. Ek wil vir Enry vra of ons weer daai liedjie kan sing. Ek wil vanaand vir jou vra, as daar iets is wat jy moet bely vanaand voor die Here, een van hierdie 5 goed. Ek gaan dit weer vir julle lees. Bitterheid, haat en kwaadheid. Onnodige skuldgevoelens nadat Jesus vir jou gesterf het.
Geestelike perfeksionisme, waar die aandag net op jouself is en nie op die Here nie. Nommer 4, 'n kritiese gees. En nommer 5, vrees. Omdat jy te veel worry oor wat die ou langs jou dink. Ek wil jou vra vanaand, as een van hierdie goed jou blok, dan wil ek jou vra om te repent vanaand. Ek wil jou vra om dit neer te lê. Want daar is 'n skat wat vir jou wag. Daar is 'n fontein waar jy kan gaan drink, wat proe soos niks anders in hierdie wêreld proe nie. En elke ding wat jy in jou kop dink, gaan jou vol maak. Is niks in vergelyking met die soet, diep teenwoordigheid van God nie. Ons maak ons oë toe. Ons lig ons hande op. Ons gaan net bietjie sing nou. Jy en die Here moet nou praat. As jy moet repent nou. Lê dit neer voor hom. Dankie, Enry. Ek wil vra dat die bomsquad vorentoe kom hier asseblief. Terwyl ons in aanbidding bly. Miskien is om dit te sien en dit te bely. Miskien voel jy daar's nog steeds 'n blok. Miskien moet jy hande vat saam met iemand en net sê, hierdie persoon het my seer gemaak en ek het nodig, laat iemand saam my bid, laat ek hulle kan vergewe. So ek wil vir jou vra, as jy regtig dit voel vanaand,
Kom vorentoe. Kom bid saam met iemand. Ons gaan nog 'n bietjie worship. Raak lekker stil voor die Here. Soek sy teenwoordigheid. Daar's nog baie tyd om te braai. Ons gaan nou braai. Moenie worry nie. Daar's nog baie, die aand is nog jonk. Okay. Kom ons drink nog 'n bietjie by die fontein van die lewe vanaand. Amen. Dankie Andre. Holy, holy God, Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, are you Lord? Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Amen. Ek wil vra vanaand, ons maak dit gou nog een keer ons oë toe. Ekskuus, ek's amper klaar. Ek voel net iets in my hart, terwyl jy ons bedien hier voor. As jy nog nooit 'n publieke besluit gemaak het, om Jesus in jou hart in te nooi, om jou lewe vir God te gee, en om met jou hele hart te volg nie. En jy voel vanaand, iets klop hier binne. Ek het nodig om reg te maak met God. Dan wil ek hier met jou hand hoog in die lug op sit nou. Amen. Amen. Yes. Dankie Jesus. Ek wil ons lei in 'n gebed as julle nie omgee nie. Eintlik wil ek julle vra, kom staan nie voor. Kom staan nie voor. Dis nie nou tyd om bang te wees nie. Kom staan nie voor. Elke ou wat om jou is, wat jou nervus maak, het dit al gedoen. OK. Dis tyd om reg te maak met die Here vanaand. Die Bybel sê daar's 'n pad wat reg lyk vir die mens, maar die einde van dit is verwoesting. Maar daar's 'n goeie herder. En daai herder wil jou kom lei in jou lewe, deur sy Heilige Gees en deur sy woord. Kan jy die pad vind wat na die lewe toe lei. Soos jy daar staan, sit jou hande so in die lug op. Ek gaan ons lei in 'n gebed. Here Jesus, ek kom na U toe, 'n sondaar. Ek het U nodig. Sonder U lei my voete na verwoesting. Here, vergewe my sondes. Was my skoon deur die bloed van Jesus. Maak my vol met die Heilige Gees. Laat ek U teenwoordigheid kan ervaar. Kom en lei my. Kom en wys my die pad. Here, ek kies vandag
om in gehoorsaamheid U te volg en agter U aan te stap, soos 'n skaap agter 'n goeie herder aanstap. Ek kies om U woord die hoogste prioriteit te gee in my lewe, in my besluitneming, in my keuses. Ek kies vanaand die 31ste Oktober om Jesus te volg. En as hy wil hê ek moet loop na 'n kruis toe, sal ek hom volg. In die naam van Jesus. En nou soek ek die grootste amen wat daar is. Amen! 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 Amen, amen. Ek wil hê julle moet hier voorbly. Ek wil hê van daai ouens daar agter, ek wil hê kom uit, kom bid vir hierdie ouens. Lê vir hulle hande op, vind uit wie hulle is. Kom bid vir hulle. Kom on guys. As jy daar staan, beteken dit jy's 'n kind van die Here. Kom bid vir hulle. Kom bid vir hulle. Kom bid vir hulle. Kom bid vir hulle. Jy het vanaand die beste besluit in jou lewe gemaak. In Jesus naam. Dankie Enry. Dankie Arnold. Ons fight hierdie fight vanuit 'n posisie van oorwinning. Ons lewe vanuit die teenwoordigheid van God. Amen. 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 Maar ek wil vra dat julle asseblief daar gaan iemand wees in die bedieningstent om julle te bedien. Moenie die geleentheid laat verbygaan nie, asseblief. Moenie die geleentheid laat verbygaan nie. Voor ons hier uit mekaar uitgaan, daar is worsbroodjies daar agter te koop, kernels. En onthou, môreoggend die program begin stiptelik 8:00. Dankie manne. Day and night and day.